Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my Donkerhof Sisters reeks, beskikbaar in e-boek en luisterboek. 3 susters, 3 voorbestemmings, 3 maniere om die wêreld te verwoes. Ga na ronelthemythmaker.com/Donkerhof Sisters om meer te leer. Ons gaan voort met ons verkenning van alleenlopervee. Vandag se vee, boomnimfe, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Boomnimfe kom uit Griekse mitologie. Hulle was oorspronklik die boomnimfe van eikebome, maar het in die algemeen boomnimfe geword en selfs menseboombasters in fantasiewerke. Volgens die Griekse mitologie is daar verskillende tipes boomnimfe. Dryads, nimfe van eikebome, Daphne, nimfe van laurierbome, Epimeliads, nimfe van appel en ander vrugtebome, Hamadryad, boomnimfe wat integraal aan hul bome vasgemaak is. As die boom doodgaan, sterf die dryad. Meliae, nimfe van asbome, Carotids, nimfe van okkerneutbome, Oreads, nimfe van dennebome. Boomnimfe is nimfe wat in bome woon en die vorm aanneem van pragtige jong vroue. Daar is 'n gevoel van antieke tydloosheid by hulle. Hulle bestaan om die boom waarin hulle gebore is te waak en te versorg, en soms bosse en ander wesens. Boomnimfe kan verdwyn deur in 'n boom te trap. Hulle beskerm heftig en ondeend wat hulle sin is. Daar word geglo dat boomnimfe mag oor die natuur het, ten minste wat hul huis betref. Hul kragte bring 'n gevoel van ontzag en verwondering vir sterflinge, wat hulle vereer en skrik en vrees vir diegene wat hulle oorsteek. Die plekke waar hul bome woon, is gevul met mystieke energie en vitaliteit. Hulle word gereeld genoem in verskeie vorme van kuns, visueel en geskrewe. Tot vandag toe word hulle gerespekteer en aanbid in heidense rituele. Boomnimfe kan so oneindig in getal wees, soos die bome op aarde. Daarom is die gesegde, klop aan hout, 'n beskermde beswering waar 'n boomnimf sal verskyn, om die persoon wat haar geroep het te beskerm. En nou, vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, boomnimfe. Alhoewel hulle aan hul boom gebind is, as die boom doodgaan, sterf hulle, is hulle vry om rond te beweeg in hul bos, woud, tuin ensovoorts. Boomnimfe wat in ferie woon, kan vir baie eeue leef. Boomnimfe wat in die sterflike ryk leef, is prooi vir sterflike grille, om bome af te kap vir simpel dinge soos om vure te bou in plaas daarvan om gevalle ledemate bymekaar te maak. Boomnimfe is die mees gerespekteerde onder die natuurvee, woudkabouters, wimpelveetjies ensovoorts, wat die waarde van hul opgehoopte kennis weet. En nou, hierdie vee in Engels, tree nymph of dryad. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.